Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Wonder as ek begin om te vra wie van julle hier het geen probleme nie, of daar enigiemand is wat hulle hand sal opsteek. As jy geen probleme het nie, is ek regtig bly. Paar goed nou, 'n paar gevalle en dalk is jy iewers daar skuldig aan een van die probleme, maar daar's regtig baie dinge wat aangaan in ons lewens vandag. En so ek wonder as ek vra wie hier sukkel om waarde te heg aan hulle lewens, iemand is. Iemand wat sukkel met hulle identiteit, iemand wat sukkel om aanvaar te word. Ek wonder wie van julle hier sukkel met skuldgevoelens, wat net sekere sondes nie kan vergeet nie. Ek wonder wie van julle hier voel soms dalk in 'n diep donker plek, vasgekeer. Julle voel nie vry nie, julle voel nie die lig is naby nie, amper soos asof jy in 'n put is en jy kan dit nie uitkom nie. Ek wonder wie van julle hier vanaand sit met verslawings waarvan jy nie kan loskom en jy's net moeg en uitgeput om te veg teen dit. Ek wonder wie van julle hier vanaand hoor oor en oor God is lief vir julle, maar dit bly in julle kop en dit gaan nie regtig na julle harte toe nie. En so my vraag aan julle is vanaand, wat doen jy met hierdie probleme? Wat doen jy met hierdie worstelinge in jou hart en jou kop wat jy daagliks mee te doen het? Is jy so besig dat jy eintlik en probeer aanbeweeg? Sê vir jouself nee, okay, ek moet net aangaan. Of eintlik 'n oplossing. In Psalm 103 gee Dawid vir ons hulp om basies enige probleem in jou lewe aan te spreek. Ja, jy het reg gehoor, enige probleem. Hy gee vir ons die antwoord tot die probleme van jou hart, jou dag en jou lewe. En die antwoord lê in vers 2. Ek wil vra dat jy julle Bybels by julle sal hou, nie jou Bybel het nie, jou foon, hou dit by, ons gaan baie daarna kyk. Vers 2 sê, Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Wat Dawid hier sê is, die sleutel tot jou probleme is onthou. Die sleutel tot jou probleme is onthou. En van julle soos Ruben, ek het al die pad hier gery om te hoor ek moet onthou. Sien, hierdie is nie net 'n gewone onthou nie. Hierdie is nie net 'n gewone herinnering van iets wat in die verlede gebeur het nie. Nee, die onthou wat hier praat is so diep. Dit is so diep dat ek pretty much my hele preek gaan spandeer op dit. En so ons gaan 'n paar vrae vra oor hierdie onthou, om te verstaan hoekom dit vir Dawid so belangrik is, en hoekom dit vir ons so belangrik is om te onthou, en hoe ons probleme gaan aanspreek. So kom ons begin. Die eerste vraag wat ons moet antwoord is, wel, hoekom moet ek onthou? Hoekom moet ek actually onthou? En ek dink die antwoord is redelik voor die hand liggend, dat ons as mense is geneig te vergeet. Die definisie van onthou is, dat iets so sentraal is tot jou bewussyn, dat dit jou totaal en al affekteer en jou aksies beheer. En dan as ek my hand op 'n warm punt sit, gaan ek bitter vinnig onthou hoekom dit 'n dom idee was, want ek gaan dit voel en ek gaan dadelik reageer daarop, want dit gaan sentraal tot my bewussyn wees. Met ander woorde, die teenoorgestelde vergeet, moet dan wees wanneer iets nie meer sentraal is tot jou bewussyn nie, en dit actually nie meer affekteer, sodat jy dit voel nie. Ek meen, hoeveel keer het van ons al gesê, hoorie, ek sal nooit weer dit doen nie. Ek sal nooit weer 'n pilaat glip nie. En dan 'n week na dit, doen ons dit weer. Hoekom? Want die oomblik, toe jy gesê het, jy sal nooit weer doen nie, het jy geaffekteer, jy het ook skaam gekry, want het uitgekom, maar jy voel dit nie meer nie, bewussyn nie. Dit is iets wat ons gereeld doen. En die Bybel praat baie van hoe ons dinge vergeet. Dinge wat regtig belangrik is vir ons. Israel vergeet, God red hulle uit Egipte, uit slawerny, uit verdrukking. Israel vergeet ongelooflike wonderwerke wat God doen om hulle te voorsien in die woestyn. Soveel so dat voor hulle in die beloofde land ingaan, sê God vir hulle, okay, vat elkeen van julle net soos 'n klip. En hy maak die Jordaan oop vir die tweede keer. Waters op, massive wonder, en loop deur en soos wow, en God is soos okay, maar sit die klip neer. Hoekom? Sodat elke keer wanneer jy lewe verbykom, jy kan onthou, want jy gaan vergeet. Sien, oor tyd verloor belangrike dinge grip op ons aandag, en dit is nie meer sentraal tot ons nie. Maar nou is daar van julle wat hier sit en sê, maar Ruben,
dis nie heeltemal reg nie. Daar is dinge in my verlede wat ek wens ek kan vergeet, maar ek kan nie. Sien, daar is dinge wat met my gebeur het, of wat ek teen ander mense gedoen het, dinge wat ek dalk gesê het, dinge wat mense vir my gesê het, dinge wat ek gesien het, en o mens, as ek net weer sien, onthou ek het so duidelik, en dit maak my vol pyn, dit maak my seer, dit affekteer my, en dit is soos HD kleur in my gedagtes. Laat my uggie voel. En sien, hier is die probleem. Wat die Bybel noem sonde is 'n ontwrigting van die hart. Wat die Bybel sonde noem is ontwrigting van die hart. En een van die gevolge daarvan is dat jou geheue, my geheue, messed up is. Sonde mors so met ons gedagtes deurdat, luister, die goeie dinge wat ons confident, sterk, vasberade en ons harte sag en nederig en ontvanklik en vol geluk, dinge wat van God afkom, dit is die dinge wat ons amper onmiddellik vergeet nadat dit gebeur het. Maar die dinge wat cruel en disgusting en ugly is, dit bly daar in HD kleur. Hoekom moet iemand 100 keer vir jou sê, jy's great? En een keer vir jou sê, jy sak. En onthou jy dit. Iets fout met ons harte. Ons harte is soos 'n noordpool mag, okay? Noordpool noord en suid aantrek. Dit kom net in dit attach, dit stiek. Maar die goeie dinge is soos noord op noord. Die dinge van die Here is op noord, dit wil nie by mekaar kom nie. En die rede is eintlik wil ons nie hê dit moet by mekaar kom nie. Sien, ons begeerte in ons hart eintlik vir die slegte. Remind you hold down the truth and unrighteousness. Ons is so trots en ons wil ons eie baas wees en eie God wees dat ons dit amper nie kan verdra om God te erken en God se goedheid te sien, prys daarvoor nie. Ons kan dit nie vat om te besef dat ons eintlik aan hom verskuldig is nie, want ons hart op 'n semi-bewustelike manier wil vergeet van hom om self God te wil wees. Nie is belangrik. In dieselfde asem is jy geskep in die beeld van God en wil jy eintlik onthou. Jy het tog 'n begeerte om God te ervaar, want jou hart is gevorm om in hom te pas en niks anders nie. En sê hierdie is triekie en jy sê vir my, maar hoe werk hierdie? Ek sien as daar 'n souserige pizza en 'n Coke is aan die een kant en 'n hoenderslaai aan 'n kant. Wat gebeur? As jy tussen daai twee moet kies. Jy wil daai vergeet. Jy gaan daai vergeet. Want jy wil dit hê. Nie vir die pizza en die Coke. Maar sien diep binne, eintlik jy wou daai gehad het, want dis wat jou liggaam nodig het. Dit is eintlik wat goed is, jy weet dit, maar jy wil dit vergeet. En jy wil daaraan onthou. Sien hier is 'n prentjie van die mensdom. Romeiniërs sê ons wil God so erg, maar tog wil ons hom so erg hê. So ons het 'n probleem. Ons wil vergeet en ons gaan vergeet, maar tog wil ons ook nie. Ons is screwed up. Sonde het ons gebreek en dis hoekom ons moet onthou. Want ons vergeet wat goed is en onthou wat sleg is, so ons wil veg om te onthou wat waar is. En daarom het ons ingryping dringend nodig. Voor ek kom by wat om te onthou, moet ons weet waar om te onthou. So ons is nou al 3 punte waarvan julle weet. Ons het gekyk na hoekom om te onthou. Maar ek wil eens moet kyk waar onthou. Is dit net in my kop? Actually te gaan onthou. Is dit net in my gedagte iets anders? Waar begin die probleem? Waar begin die vergeet van God se benefits? Vers 1 sê, my inmost being. Okay, hier is iets. Vir wie is hierdie geskryf? Met wie praat Dawid hierso? Met sy siel. Hy sê in my diepste wese is daar ongeloof. In my binneste van binnestes, af in my kor, kan waarheid vat nie. So dis nie genoeg om net te sê ek subscribe aan Christendom soos 'n YouTube channel nie. Dis nie genoeg om net te sê ek glo en intellektueel te glo wat waar is nie.
Nee, wat Dawid sê ons hier moet doen en wat hy besig is om hier te doen, is 'n streng dissipline van meditasie. Jy moet 'n geveg van die hart wen om die goeie te onthou. En dit is moeilik. Timothy Keller sê, it is to preach the truth into your heart until it catches fire in the presence of God. Dis wat ons moet doen. Is to preach the truth into your heart until it catches fire in the presence of God. Dit is iets wat ek dink baie van ons regtig moet doen. Jy sê jy lees Bybel, jy bid, jy dink oor die goed, maar dit is nie genoeg nie. Daar's meer nodig, 'n streng dissipline van meditasie. Ons het 2 weke terug gehoor hoe Johan met dit aanpak het in Psalm 1, deur te verwys na Luther. Maar ek wil 'n goeie prentjie gee ook van hoe dit lyk prakties deur 'n prentjie van Newton, John Newton. En so ek het hom so 'n bietjie getweak om dit daar sin maak in ons tyd. Maar imagine jy kamer in en daar op die bank lê 'n buddy van jou, vriendin. En hulle lê daar en hulle is besig om alder te scroll op hulle foon deur Instagram of 'n YouTube video te kyk of Netflix te stream. En jy kom in, maar jy sien soos jy inkom, daar is soos 'n regtig groot, harige, aaklige tarantula wat soos by die persoon se arm opkruip op pad na hulle nek toe. En jy sê, "Hey buddy, daar is 'n regtig groot, aaklige, harige tarantula op pad na jou nek toe." En hy sê soos, jy sê, "Het jy my gehoor?" En hy sê, "Ja, daar is 'n groot, aaklige, harige tarantula op pad na my nek toe." En jy sê, "Okay. 5 sekondes. O, yes, daar's 'n harige, aaklige tarantula op pad na my nek." 2 keer gesê. Wat is die verskil tussen die eerste keer wat hy het gesê het en die tweede keer wat hy het gesê het? Die tweede keer hoor met sy inmost being. Die eerste keer was dit net 'n intellektuele idee. En die tweede keer het hy dit al die pad binne toe gevat. So die binne toe waar dit hom begin affekteer het, waar dit sy bewussyn geraak het, en dat hy in aksie ingetree het en opgespring het. Sien wat Newton sê is as jy vir jouself sê God is lief vir my, maar jy is bang en angstig en bekommerd, sê jy is die persoon, is jy soos die persoon wat gesê het, "O ja, ek hoor." Jy weet, maar jy weet nie. Jy weet God is lief vir jou, maar jy weet nie. Sien, ons moet op 'n journey gaan. Ons moet op 'n journey gaan en dis iets wat bitter min van ons doen, want dit is moeilik, ek ingesluit, maar ons moet 'n journey vat na die binneste, diepste deel van ons harte en ondersoek en luisters voel. Skryf dit neer as jy moet. Gaan en vra jouself, hoe voel ek? Gaan doen diep reflektering oor wat jy voel, skryf dit neer, bid dit hardop na die Here, sê Here, hierdie is hoe ek vind. Sê dit vir 'n Christen vriend oor 'n koffie as jy moet, hoor hierdie is hoe ek voel. Maar moet dit nie daar los nie. Wanneer jy geleer het wat aangaan, wanneer jy geleer het wat jy voel, hoe jy voel, of jy wat bang is of dit is omdat jy nie voel God is lief vir jou nie, omdat jy skuldig voel oor sonde, omdat jy voel God kan nie jou regtig vergewe nie, wat doen jy dit? Jy gryp dit vas. En dan reageer jy met die waarheid. En dit vat tyd. Maar al doen jy dit 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, doen dit. Want in ons besige wêreld, waar ons so oorweldig word met soveel stemme soos Johan sê van buite af, met soveel dinge wat op ons gegooi word, is hierdie nodig, meer as ooit, om die waarheid te bid in ons harte, totdat dit warm word in die teenwoordigheid van God. Keller verduidelik en illustreer hierdie sin wat hy gesê het, to pray to your heart until it catches fire in the presence of God. En hy gebruik illustrasie buigde pyp. En hy sê hoe as 'n pyp gebuig is en jy vat hom net en jy buig hom net reguit. Sonder meer gaan jy wil net reguit buig. Wat doen jy eintlik? Jy het nie regtig hom gefiks nie. Jy het hom dalk tyd binneste infrastruktuur van daai pyp is nie reg nie. Sien 'n quick fix probeer. En eintlik het jy die pyp verswak. En sien hierdie is wanneer jy kyk na jou hart gevul met vrees en jy sê vir jouself, hoorie, ruk jouself reg. Wees beter. Kom ek gaan aan. Ja, ek moet net weet God is lief vir my en net beter wees. Ons probeer 'n quick fix. Maar ons moet nog nie begin om onsself warm te blaas met die waarheid van God, sodat ons maklik buigbaar is en saam in die rigting van die waarheid kan beweeg nie. Dat ons die binneste infrastruktuur kan regmaak nie.
So wat is hierdie waarheid? Wat is hierdie waarheid? Wat my hart moet warm maak? Wat ek moet bid? Wat moet ek? Soos daarop. Kyk nou hoekom om te onthou, waarom te onthou, maar wat moet ek onthou? Die Psalm sê nie onthou net die eienskappe van God nie. Nee, dit sê forget not his benefits. Moenie die goeie nuus vergeet nie. Ons vergeet die gospel. Ons vergeet die goeie nuus. Hierdie is die waarheid wat ons moet druk tot in die binneste van ons siel. Kyk wat sê vers 11 tot 12. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. Doen jouself 'n guns. Kyk oos na die horison. Ag, is nie nag nie. En dan draai jy om en jy kyk wes. En dan sê jy vir my, hoe lank dit gaan vat vir daai twee om bymekaar te gaan kom? Dit gaan nooit gebeur nie. Dit kan nie bymekaar uitkom nie. Oos en wes sal nooit raak nie. Verskrywe, dis wat Dawid wil sê, jou sonde is so ver verwyder, dit sal nooit kan terugkom na jou nie. Dis weg, verwyder, vir altyd. En Jesus sê, jy is so great. God is lief vir my. Maar dit is nog nie genoeg. Dit is nog nie genoeg nie. Dit is nog net te abstrak. Deur net te sê God is lief vir my, los ons nie die probleme op van depressie, van angs, van stres, van skuldgevoelens, van vrees en van woede nie. Sien, jy kan dit oor en oor sê, maar nog nie die binnekamers van die hart warm nie. Dit laat jou nog nie smelt binne nie. Sien, wat ons nodig het is die ware storie van wat liefde gekos het. En so kyk saam met my, vers 8 sê, the Lord is compassionate, gracious, slow to abounding in love. Maar hier is presies hoe God begin in Eksodus 34 vers 6 op die berg Sinaï. Maar op die berg sê God net na hierdie, dit behoort vir hulle op te kom. In Eksodus 34 net na hierdie sê hy, and I will by no means clear the guilty. Almal sal kry wat hulle verdien. Maar wat daar vers 9 is, he will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. So wat doen Dawid hier? Moses sê die skuldige sal nooit vrygaan nie, hulle verdien. Maar Dawid sê nee, jou sonde sal nooit teen jou gehou word nie. So glo Moses of Dawid? Ons 'n plot twist. Wel, ons kan Jesaja glo wat sê, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So het God vergeet. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Waar gaan daai wat van jou verwyder is, so ver van die ooste na die weste? Waarna toe het God dit gevat? Sien, hier is die storie van die evangelie. Hier is waar ons moet begin om te onthou en te sien wat ons moet onthou. Ons wil ons probeer om God te vergeet. En wat is die mees regverdigste straf vir dit? Dink daaroor. Wat sal absoluut regverdig wees in 'n situasie waar ons probeer om iemand te vergeet wat goed is, wat groot is, lief is vir ons? Wat sal die toepaslike straf wees? Wel vir daai persoon om jou te vergeet. Nie waar nie? Maar wat sal actually gebeur wanneer die een wat die bron is van betekenis jou vergeet? Wat sal gebeur as iemand met alle betekenis jou hanteer as iemand met geen betekenis nie? Wat sal dit doen aan jou? Hoe moet dit voel? Ek dink dit sal voel soos hel. Wat het gebeur met Jesus op die kruis? Voor hy die prys betaal het, soos Jesaja uitlê. Jesus op die kruis hang en hy roep, my God, why have you forsaken me? Moes God sy gesig wegdraai en Jesus vergeet. Hy moes om vergeet te word deur die een wat is om gegooi te word in hel in die donkerstes van donker. En hy doen hierdie sodat ons nooit vergeet sal word nie, maar altyd onthou sal word. Kyk wat sê vers 14. For he knows our frame, he remembers that we are dust. As for man, his days are like grass, he flourishes like a flower of the field, for the wind passes over it and it is gone, and its place knows it no more.
sien ons moet vergete wees. Ons moet soos die blomme wees waar die waai in ons verdwyn en ons is vergete. Maar kyk wat sê vers 17, But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him. Sy liefde, God se liefde, sal ons nooit vergeet nie. Hoekom? Omdat ons hom vergeet het. Verdien ons om vergeet te word. Maar Jesus was vergete plek sodat ons altyd onthou sal word. Omdat ons hom vergeet, verdien ons om vergeet te word. Maar Jesus was vergete in ons plek sodat ons altyd onthou sal word. Myrney getuig vanaand deur haar doop dat Jesus vergeet was in haar plek sodat sy onthou kan wees. En daarom wil sy leef vir hom. Al vergeet jy God, al wil jy hom vergeet, kom Jesus na jou toe met sy hand uitgestrek en sê, kom, ek het jou nie vergeet nie. Wie ook al jy is vanaand, waar ook al jy is vanaand, God het jou nie vergeet nie. Maar ons moet onthou, die prys was duur. Want vir ons om onthou te word, moes Jesus vergeet word. As jy hierdie in die binneste, sentrale deel van die hart sit, al dit vlam vat. Imagine, wat God moes kos, om sy enigste seun, wat hy so lief het, totaal en al te vergeet, sodat hy jou kan onthou. Hoe waardig nie. Onthou dit, bid dit. Die volgende vraag is, okay, maar hoe onthou ons? Ons weet wat om te onthou. Ons weet waar om te onthou. Ons weet hoekom ons moet onthou, maar onthou ek. Wel, of die antwoord is, Dawid lys dit vir ons in die begin van die Psalm. Kyk saam my, sukkel jy met skuldgevoelens? Sukkel jy om te voel dat jy vergewe is? Vers 3 sê jou sondes is daar wonde en siektes wat net voel of dit nooit weggaan nie? Vers 3 sê, he who heals all your diseases. Is jy bang vir die dood? Voel jy vasgekeer? Voel jy of daar geen lig is nie? Voel jy of jy nooit kan uitkom nie, of jy nie kan vlieg? Die Psalm sê, he is the one who redeems your life from the pit. Hy haal jou uit en sit jou vry in die lig. Voel jy waardeloos, asof jy net soos niks beteken nie? Sien jou raak nie? He is the one who crowns you with love and compassion. Het jy begeertes na verkeerde dinge? Dinge wat jy nie wil uitlos nie, en dit put jou so uit, dit maak jou so moeg. He is the one who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Elke probleem wat jy het, wat ek het, is omdat ons vergeet om 'n waarheid te vat van die evangelie en te bid tot in die regte binneste van ons siel. Dit is hoe ons onthou. Die laaste punt, die laaste vraag is, tot watter einde? Waar stop dit? Hoe lank doen ek hierdie? Hoe lank mediteer ek tot ek stop? Kyk hoe begin en eindig hierdie Psalm. Dit is so duidelik. Praise God, my soul. Wat beteken dit om God te prys? Dit beteken jy kan nie anders as om net te praat van die goedheid en grootheid van God nie. Sien, nou jy mediteer op die waarhede wat ons nou net genoem het, nou jy mediteer op wat Jesus het op die kruis, kan jy nie anders as om net te sê, wow, prys die Here o my siel. Dis waar dit eindig. Jy prys hom, jy's dankbaar, jy kom by hom uit. En dis die einde. God is die einde. 1 Petrus 3 vers 18 sê, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. Einde. Ons eindig wanneer ons kan prys en dankbaar wees en weet ons is by hom. Ek wil van wat gebeur wanneer jy op die evangelie mediteer, wanneer jy 'n waarheid vat van die evangelie, leer het op die kruis, iets wat Jesus vir jou gedoen het, en jy dit warm bid, en dit actually begin vlam vat, en jy so affekteer dat jy begin rejoice en God wil prys. Hoe lyk dit? En hier is 'n storie van C.S. Lewis.
Meeste van julle ken hom, die een wat na die boeke geskryf het, na die movies. Meer Christianity geskryf, soveel boeke geskryf. Ongelooflike skrywer, asseblief gaan lees van sy boeke, maar hier is 'n gedeelte uit sy lewe waar hy jare na sy bekering 'n ongelooflike transformerende ding ervaar het, en dit was die feit dat sy sonde vergewe is. En ons dink, maar dit moes gebeur het toe hy bekeer was, maar nee, sien jare later het hy gaan mediteer op dit, en het actually begin vlam vat, sodat dit hom totaal en al verander het. En so het gebeur op 25 April 1951, daar was 'n Italiaanse priester, wat Loos se boek gelees het, The Screwtape Letters, en hy het gereageer op hierdie boek, en vir Loos 'n brief geskryf, en Loos het hom teruggeskryf, en dit begin heen en weer brief, so in Desember 1951, toe skryf C.S. Lewis aan hom, en hy skryf op beurt op te kom, During the past year, a great joy has befallen me. It is astonishing that sometimes we believe what, really in our hearts, we do not believe. For a long time I believed that I believed in the forgiveness of sins, but suddenly this truth appeared in my mind in so a clear light that I perceived that never before had I believed it with my whole heart. So great is the difference between mere affirmation by the intellect and that faith fixed in the very marrow and as it were palpable, which Paul wrote was substance. Perhaps I was granted this deliverance in response to your intercessions on my behalf. But this emboldens me to say something that a layman ought to scarcely say to a priest, nor a junior to a senior. It is this: you write too much about your own sins. Beware lest humility should pass over into anxiety or sadness. It is bidden to us, rejoice and always rejoice. Jesus has cancelled the handwriting that was against us. Lift up our hearts. Hier is wat gebeur wanneer jy mediteer op die waarheid, wanneer jy onthou ons vergewe het op die kruis. Loos het na die waarheid teruggekeer. En hy het nog klomp kere vir mense geskryf van hierdie. Ek wil nog een noem wat 3 jaar later was, waar hy geskryf het vir 'n vrou. From mere intellectual acceptance of, to realization of, that our sins are forgiven. This is perhaps the most blessed thing that has ever happened to me. How little they know of Christianity who think that the story ends with conversion. Terug na die kruis, om te onthou, en prys die Here vanuit jou siel. Kom ons bid. Here Jesus, hierdie is so waar dat ons vergeet. Ons vergeet wat jy vir ons gedoen het op die kruis. Dit raak vir ons net 'n bloot iets in die verlede en is nie meer sentraal tot ons bewussyn nie. Dit affekteer ons nie, dit beheer ons nie soos dit moet nie. Here, help ons om te gaan en te onthou en die waarheid te bid vir ons harte tot dit vlam vat en ons kan verander en kan prys die God wat sy seun gestuur het en hom vergeet sodat ons onthou kan word. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.